goed en dat julle die goedheid en die guns van die Here beleef in hierdie tyd waarin ons lewe. Vanoggend se skrifgedeelte wat ek met ons wil behandel is omtrent in die ooreenstemmende tyd van toe Jesus opgestaan het hierdie gedeelte afgespeel waar ons nou onsself bevind, so week na Paasnaweek. So dit is my baie gepas om dan nou hierdie gedeelte te behandel vanoggend, maar ook dis een van my gunsteling gedeeltes in die skrif. En die rede daarvoor is ons almal, glo ek, wil graag die Here behaag, die Here se wil doen. Ons wil die Here volg met alles in ons. En dan kom maar tye wat 'n mens foute maak, of soos in Afrikaans gesê, ons droog maak, en dan is daar allerlei emosies wat oor ons kan spoel. Skuldgevoel, Engels het so mooi uitdrukking van shame, en ons voel totale mislukkings. En dan hierdie gedeelte, elke slag as ek daai gevoel kry dat ek die Here teleurgestel het, dan gaan ek maar na hierdie gedeelte toe, of dit speel weer in my kop af, en dan kom maar berusting in my hart, dat die Here het my lief, en ook vir u lief, wat u na luister. So ek wil net so 4 of 5 tekste behandel, kortliks, en dit net van toepassing maak op ons lewe vandag. En dis Johannes 21, en dit speel af by die see van Tiberias. Jesus het opgestaan, hy het al aan 'n klompie mense verskyn, en hier kom verskyn hy 'n weerslag aan sy disippels. En daar staan Johannes 21 vers 4, en toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? En hulle antwoord hom nee, en hy sê vir hulle, gooi die net aan die ander kant, of die regterkant van die skei, en julle sal kry. Hulle toe gegooi, en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, ons weet nou al dis Johannes self, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed om, want hy was naak, en hy werp homself in die see. Net hierdie gedeelte. My gunsteling kom nog, ons sal nou daarna verwys. In hierdie gedeelte is daar 'n paar goed wat ek gou net onder ons aandag wil bring. Hier staan Jesus op die strand, en die disippels herken hom nie. En ons gaan nou in 'n lang teologiese gesprek ingaan oor hoekom het hulle hom nie herken nie, maar ons weet dat die Here het verskillende forme aan mense verskyn. Hy kon deur mure loop op daai stadium. So ons gaan nou nie daar nie, maar wat ek graag toe dit lees, besef ek, en hulle het hom nie herken nie geweet dat hy is nie. En weet jy, vandag is dit tog baie keer so. Toe ek dit lees in voorbereiding vir hierdie boodskap toe, gaan my gedagtes na Matteus 25, en dis waar Jesus van die skape en die bokke praat, en hy sê vir hulle, sover as wat julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broers van my, het julle dit aan my gedoen. En hier sê Jesus, maar hy was honger, hy was dors, hy was naak, hy was in die gevangene, en sekere die skape waarna hy verwys, die kinders van die Here, die ware kinders van die Here het hom bedien, en die ander het nie, en hy sê vir die een groep, gaan weg van my, ken julle nie. En by navraag te vra hulle, maar wanneer was u dan nou naak, wanneer was u siek, wanneer was u in die gevangene, wanneer was u honger, wanneer was u dors, en toe sê hy, soos wat julle aan die minste gedoen het. En ons leef in 'n tyd waar daar vreeslik baie nood is, daar's baie mense van wat die minste is. En baie keer dan het ons al klare opinie oor hoe gaan ons help, en waar gaan ons help, en wie gaan ons nie help nie. Maar miskien is een van hulle die Here wat by ons verskyn, en ons herken hom nie. So ons moet versigtig wees oor hoe ons optree teenoor mense in nood, want dit kan dalk nie die Here wees wat op daai oomblik voor ons staan, in 'n beeld of in 'n wyse wat ons nie herken nie. So dis baie belangrik, hierdie gedeelte is dat hulle hom nie herken nie. Kom ons herken wanneer dit die Here is wat met ons praat om te help in nood. En dan sê hulle in vers 5 sê Jesus, my kinders, het julle iets om te eet?
En net daai woorde hoe hy hulle aanspreek, my kinders. Hierdie disippels het voor die kruisiging nie eens kon saam bid, saam met hom. Hulle kon nie die nag saam met hom deurbring om gebed nie, maar het geslaap. Hierdie ouens het hom baie keer teleurgestel. Petrus is onder hierdie klompie wat daar by die see is, maar hy noem nog steeds my kinders. Ja, dit gee vir my berusting. Dat al maak ek droog, al stel ek om te leer, het hy my nie onterf nie. Het hy nie my aanspreekvorm verander nie, maar is nog steeds sy kind. Maar sien, wanneer bly mense kind, is wanneer ek graag hom as my vader wil hê. En hy het geweet, hy het hulle harte geken, en hy het geweet waarmee hy op pad is, hy het geweet met hierdie groepie, moet hy die boodskap deur die wêreld gaan stuur, en hy sê vir hulle, my kinders, en vanoggend sê die Here vir jou, my kind, is lief vir jou, jy niets om te eet nie, ek wil graag saam met jou, ek wil graag saam met jou braai, ek wil graag saam met jou hierdie vis braai hou wat hulle gaan hou, ek wil saam met jou maaltyd hou, ek wil saam met jou rondom die woord sit, ek wil saam met jou in jou lewe wees, ek wil oral dinge saam met jou doen, moenie vir my uitskuif by sekere geleenthede nie. Vers 6, en hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei, en julle sal kry, en hulle het toe gegooi, en daar menigte visse, het hulle toe gevang. Nou hier is my iets interessant. Tussen vers 6a en 6b, sou daar voorheen 'n bietjie van 'n gap gewees het. Hy sê, gooi die net aan die ander kant. Nou, hulle het heel nag gevang. En hulle weet van visvang. Hierdie is vissermanne. Jesus weet nie van visvang. Nou, voorheen sou hulle gesê het, maar Here, wat van dit en wat van dat? Maar hierdie geleentheid, gehoorsaam hulle dadelik. Baie keer dink ek ons wil in argumente met die Here ingaan. Ons wil met hom bargain, ons wil redenasies met hom hê. En hier sien ons die disippels het dadelik gehoorsaam gewees. Mag ons net gehoorsaam wees. As hy sê, nie vra nie, al maak dit nie sin nie, dat ons doen wat hy sê. Want dan weet ons, dan sal daar 'n opbrengs wees, dan weet ons, die beste sal na vore kom. Daarop sê die een disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, dis vers 7, aan Petrus, dis die Here. En skielik kry Johannes hierdie openbaring, dit is die Here wat hy is. Iets het vir hom laat herinner, hierdie moet die Here wees. Dalk die liefde, dalk die vergifnis. En mag ek en jy daagliks in ons lewe hierdie openbaring kry van die teenwoordigheid van Jesus. Wat aanvanklik nie so gelyk het en skielik besef ons, maar dis die Here wat hier by ons is. Dis die Here wat hier met ons praat. Dis die Here wat ons hier adviseer. Kom ons luister nou. En toe Petrus dit hoor, toe trek hy sy boekleed aan en hy werp homself in die see. Ek het hierdie week 'n jong groepie jong mense, 3 van hulle, het vir my hulle getuienisse gestuur op WhatsApp, want hulle wil graag gedoop word. En omtrent al 3 van hulle het op 'n stadium deur 'n krisis gegaan, deur 'n situasie gegaan. En hulle het van die Here af weggehardloop, hulle het hulle self in die see gewerp, soos Petrus hier, weggekom van Jesus, weggekom van hierdie liefde, weggekom van dit wat hulle laat skuldig voel. Het is beter om dan nou weg te hardloop van die woord en van die Here, en van die inspraak van die Heilige Gees, dan het ek nie so baie skuldgevoel nie, het ek nie so baie skaam in my lewe, of shame nie. En ek word die hele tyd gekonfronteer met die woord nie. En hulle skryf vir my, omtrent al 3 van hulle, dat daar was 'n tyd wat hulle die Here gedien het, en toe het dinge skeef geloop, iets het gebeur, en toe het hulle van die Here af weg beweeg. Miskien is jy op daai stadium in jou lewe waar jy so 'n mislukking voel. Jy is nie goed genoeg vir die Here nie. Jy voel jy kan nie terugkom na die Here toe nie, want jou sonde is te groot of te veel, of te donker, of te swart. Of jy is te ver verwyder van die Here, maar hier binne in jou, omdat jy na hierdie video luister, hier binne in jou het jy die begeerte om tog by die Here te kom, maar al hierdie goed van jou verlede, en jy soos 'n Petrus, jy werp jou sommer self aan die see, weg van hom, kom weg van hierdie waarheid, kom weg van hierdie liefde af, want ek het hom so teleurgestel. Wil ek vanoggend vir jou sê,
net dit doen nie. Daar's niks wat jou kan skei van die liefde van Jesus nie. Kom terug. Kom met jou hele lewe terug, met al die gemors, al die nonsens, al die sonde, al die skuldgevoel. Kom terug en sê, Here, hier is ek. En wat my so, hier is my topversies in die woord. En Jesus gaan sit by hierdie ou wat weghardloop van hom, wat homself in die see werp. Jesus gaan sit by hom en sê vir hom, Petrus, gaan dit nou net kort maak. Jesus sê vir hom, Petrus, jy my waarlik lief. En Petrus antwoord, Here, u weet dat ek jy lief het. En 'n tweede keer, en 'n derde keer. En Petrus het seker verwag dat die Here gaan hom sê, maar Petrus, hoekom was jy so swak? Hoekom het jy soveel ongeloof gehad? Hoekom dit, hoekom dat? Maar Jesus gaan glad nie so toe nie. Jesus gaan net na die liefde toe. En hy vra hom, het jy my nog lief? Petrus, het jy my nog lief? Ek wil vir jou vra, het jy nog vir Jesus lief? Ja, daar is goed wat jy droog gemaak het, daar is goed wat ek droog gemaak het. Die vraag is, het ons hom lief? En Petrus sê vir hom, Here, maar u weet. 3 keer sê Petrus, u weet dat ek jy lief het. En Jesus sê vir hom, Petrus, volg my. Hou aan volg. Jy sê, ok, ek kies jou, dankie dat jy vir my lief is. Geen antwoorde oor hoekom jy so swak is, hoekom daar skuldgevoel is, hoekom jy so misluk het. Geen daarvan. Het jy my net lief? En ek wil vanoggend vir u vra, het jy vir Jesus lief? Het jy vir Jesus waarlik lief? En as jy die Jesus lief het, met al jou sonde, al jou skuld, al jou nonsens in jou lewe, wil ek vir jou sê, volg hom met jou hele hart. Volg die Here en hou aan volg tot aan die einde. Mag die Heer jou seën in die skare. Here Jesus, baie dankie dat hierdie verhaal van u gesprek met die disippels en veral die gesprek met Petrus vir ons behoue gebly het. Dankie dat Johannes dit met soveel passie geskryf het, so vol detail, dat dit vir ons absoluut sin maak. En dat ons 'n stukkie van u hart in hierdie gesprek kan sien, is dat u hart is om die mensies wat foute maak, mensies wat struikel, maar weer wil opstaan, die mense wat toegegooi is oor shame en skuldgevoel, dat u juis na hulle toe uitreik en net een vraag vra, en dis, het jy my nog lief? Here, en ek vertrou dat elkeen wat na hierdie boodskap geluister het vanoggend kan sê, Here, dan sy of haar stilte tyd, stil plek, te sê, Here, ek het u waarlik lief. En dan hoor ons hoe u sê, volg my. Dankie dat u ons nie veroordeel nie. Dankie dat die skrif vir ons sê, daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. En ons neem dit vanoggend. En ons gaan u volg, sodat die stof van ons Rabbi op ons kan val. Die stof van Jesus, die een wat ons volg, op ons kan val, om meer en meer soos u te word. En ons sal aanhou u volg, totdat Jesus kom. Amen. Mag sy hart jou lei tot in ewigheid, mag sy vrede oor jou wees.